What a video, wat 'n cool video was dit om te experience dat wat God alles gedoen het en dis nogal so ek moet nou baie mooi taal gebruik hierso. Ek moet nou hogere taal gebruik. Maar is nogal 'n flex om te sê ek gaan doodgaan en in 3 dae na 3 dae gaan ek opstaan en het actually af te pull. Dis is 'n mic drop flex, dis is 'n told you so. Waar's al die doubters nou? Waar's al die lafaarte wat vir my gelag het? Waar's al die ouens wat gesê het ek is nie die seun van God nie? Hier staan ek en Jesus verskyn vir 500 mense verskyn hy voor hulle en na dit gaan hy op hemel toe en hy stort sy Heilige Gees uit en die koninkryk van God create havoc op aarde. En die koninkryk van God kom disrupt presies dit vir die vyand kom install het. Die strukture wat die vyand kom inbou het vir 4000 jaar kom God en hy kom maak net 'n disruption in die gees en dit vloei oor in die fisiese realiteit en is 'n reflex van I told you so. En so is daar baie mense wat nou obviously vir jare lank gaan soek vir evidence dat God actually leef, dat Jesus is die ware God, dat hy was nie net 'n profeet nie. Weet dat hy was werklik waar God in die vorm van mens. In Desember praat ek met 'n moslim, sy naam is Mohammed, en hy begin die gesprek oop te maak met my. Nou ek weet, hulle confuse my altyd, want in die Islam geloof is al die mans naam Mohammed. Dus jy kan net sê Mohammed, en al die koppies al sal omdraai en vir jou kyk. En hy sê vir my, wat gebeur as ek vra van hoekom bid die mense so, want hulle het die maatjie daar neergegooi en hulle daar randomly begin bid. Ek vra vir hulle, wat doen hulle, hoekom bid hulle nou? Hy sê nee, dis nou hierdie tyd om te bid, die uur om te bid, hulle kyk Mekka toe. Ek dink dit is Mekka wat hy gesê het, nee, is Mekka. Kyk, Mekka toe daar noord en hulle is besig om te bid en hy begin toe vir my verduidelik oor hoekom hulle dit doen en hy sê toe vir my ja, maar onthou net, jy weet ons glo in dieselfde God en jy weet Allah is God die Vader en ons aanbid dieselfde God. Dis net ons as Christene moet regtig waar net besef dat ons moet begin bid tot en met Mohammed want hy was die ware profeet en nie regtig tot Jesus nie. En hy sê toe vir my, onthou, ons glo in dieselfde profete as julle. En soos Dawid en Samuel en Elijah en Elisha en al die ouens wat ons van gepraat het in die verlede, ons glo in dieselfde profete. En ek sê van wag het gou 'n bietjie. Sê vir my, van wie het daai profete geprofeteer? Oor wie het hulle geprofeteer? Sê vir my. En jy glo ook dat hierdie Jesus wat net 'n profeet is terugkom aarde toe. Hy sê ja, ons glo dit ook. Ek sê maar hoekom kom Mohammed nie terug aarde toe nie? Praat met my. Jy wil my mos nou kom aanvat, dis jy het dit begin. Ja, as jy vir my sê, as jy wat 'n moslim is erken dat Jesus kom terug aarde toe, dan beteken dit hy's nie dood nie. Dan beteken dit, hy lewe en jy declare dit uit jou eie mond uit. En hy besef, hy speel homself in skaakmat in daar. En sy broer Mohammed ook vang 'n vis. En hy sê, ek moet my broer gaan help vis vang. Mense soek vir evidence. Een van hierdie goeie wat ons al oor gepreek het hierso was hierdie Shroud of Turin wat ons al gewys het vir julle. Hierdie was 'n ongelooflike stuk lap wat hulle ontdek het in die 1500s deur die Franse. En hulle kry hierdie lap en obviously is dit pretty duidelik wat aangaan in hierdie lap. Hierso is 'n prentjie van iemand en dit lyk natuurlik soos Jesus en hulle begin toe kyk, is dit ingeverf, hoe is hierdie ingeprint, wat het gebeur, hoe is hierdie hierso en niemand kan die verduideliking gee oor hoe dit daar gekom het nie. Daar's geen eksterne faktore of eksterne materiale of wat ook al jy dit wil noem wat op hierdie lap gevind is nie. En hier begin die research te gebeur.
En mense begin proklamasies te maak oor dit is die actual lap waarin Jesus toegedraai is. Hierdie is die actual lap. Natuurlik die Romeine hoor daarvan, die Italianers hoor daarvan, die Pope en die Katholieke en almal, hulle besluit, hulle moet hierdie lap in die hande kry. Daar is 'n groot geveg langs die kort. Die lap is vandag in Rome in Italië, is hy geframe daarso. En daar's klomp mense wat hierdie lap jaarliks gaan besoek. En nou soos wat tegnologie evolve het skepticism ook evolve. En toe het hulle tegnologie begin gebruik om te kyk of hierdie actually legit is. Nou toe gaan hulle en hulle gaan vat stukkies lap uit hierdie uit en hulle kyk hoe oud is hierdie lap en so waar is vragtig. Die prediction is, die resultate kom terug, die lap is ongeveer 2000 jaar oud. En hier begin daar weer 'n rumoer in die stad toe kom en tussen die mense en die wandel van okay, maar wag, dalk is hierdie legitimately dit. Toe begin hulle verder ondersoek te doen en hulle sal sien dit lyk asof Jesus 'n ou man is binne in hierdie prentjie, né? Dit lyk soos of hy grys snor het, weet nie wat, iets lyk vreemd. Die rede vir dit is dis 'n negatiewe prentjie. Nou, fotografie word gecapture eers in die negatiewe vorm en dan ontwikkel hulle hom oor dat jy die ware kleure en die ware kontras kan sien. Nou, in die 1900s plus, toe begin hulle die tegnologie te ontwikkel om die prentjie nou om te skep van 'n negatiewe na 'n positiewe toe. En ewe skielik kom hulle agter, maar wag 'n bietjie, ons kan nou 'n baie beter definisie kry van hoe Jesus actually gelyk het. En hulle begin te dial in op die mees akkuraatste prentjie van wat mensdom al ooit gehad het oor hoe hy actually gelyk het. En terwyl hulle hierdie swattings doen op hierdie, kom die scientists agter dat daar 3-dimensionele data gecapture is binne 'n 2-dimensionele lab. En hulle kry inligting. Code, dis ingekode binne in die lab om 'n 3D image, om diepte te skep uit hierdie prentjie uit. En nou begin hulle die vraag vra, hoe het dit daar gekom? Hoe het dit daar gekom? Dit was onmoontlik, tegnologie kon nie dit regkry nie. En hulle sê ook, hierdie is tog een van die eerste foto's recorded, want dis presies wat 'n foto is. 'n Foto is lig wat geïmprint word binne 'n sensor. En so beweer hulle, okay, maar hierdie moes dan lig gewees het wat geïmprint was binne in hierdie lab. Nou moet hulle gaan bepaal wat se tipe lig. Dit kon nie 'n floodlight gewees het nie, want 'n floodlight sou net soos 'n blob gewees het, net soos 'n wit kol gewees het op hierdie skets. Toe begin hulle studies te doen en hulle sê, okay, pretty much soos wat jy nou iets scan op 'n printer. Ja, het hulle dit al sien, nou? As jy piesangs en goed scan vir 'n skooltaak en ek weet nie wat alles nie, dan sien jy die ligscan van bo na onder en hulle verweer. Hulle vermoed dat dit was die manier hoe die lig uit Jesus uitgekom het van sy kop af al die pad tot en met sy voete. Dit is 'n ongelooflike discovery en 'n stuk evidence, fisiese evidence, dat die opstanding actually gebeur het. Maar vir my en jou wat nie skepties is nie, kan ons first hand die krag en die effek beleef, ervaar, proe sien van die opstanding. Ek het met my eie oë, aspeer en baie van ons hierso het al wonderwerk op wonderwerk gesien gebeur voor jou. Ek het al gesien hoe demone op demone vlug uit mense se liggame uit. Ek het al reports gekry van mense wat genees is van AIDS, kanker wat weg is, blinde oë wat gesond geword het, bene wat gerestoreer is, mense wat pen in hulle bene gehad het, rug gehad het, totaal en al weg. Epilepsie, gone. Daai is die evidence dat God het regtig waar opgestaan, want as hy nie opgestaan het nie, sou ons nie access gehad het tot daai krag nie. So die effek van die kruisiging en die opstanding kan gedemonstreer word vandag in 2025. En refer ons nie net altyd mense toe terug na 'n mooi storie nie. Ons as kinders van God kan actually sê, kom ek demonstreer vir jou die krag van die opstanding. Amen. En dan kry jy ook klomp mense wat terugverwys na Noag toe. Walla het laas naweek gepreek oor die storie van Noag. En ons het gelees oor hoe al hierdie
onheilige mense, het die foolish mense, die boodskap van Noag, wat hy vir 70 jaar plus righteousness gepreek het, hy het salvation gepreek en gesê, luister wat ek vir jou sê, luister wat ek vir jou sê, hy was 'n vorm van 'n profeet, en hulle het so waar as wragtig, om gedeny, om gereject, en om afgelag. En die vloed kom, en die mense word gewipe, hulle word uitgewis, af van die aarde af, en die confusion by soveel mense, is hoe kan 'n God wat so liefdevol is, Jesus wat vir jou sterf aan die kruis, hoe kan hy brutally net almal van die aarde afsweep? Gee, wow, wat 'n God. En dan lees hulle die storie, dan confuse dit hulle. Want hulle probeer God interpreteer, hulle kry hom nie uitgefigure nie. En dan as hulle hom nie uitgefigure kry nie, dan verloor hulle geloof binne in God. Maar Jesus sê self, I refuse to be defined by human wisdom. I refuse to be defined by human knowledge. For only the Spirit is the one who can testify about me. Only He is the one who can reveal the true me to you. So ons moet baie keer pas op wat ons doen wanneer ons luister na mense se persepsies oor Jesus. Ons het die Heilige Gees nodig om vir ons te kom interpreteer en vir ons te kom wys wat het actually gebeur in die Gees, in daai oomblikke. Nou vat Paulus ons na 'n powerful skrifvers in 1 Petrus hoofstuk 3. Nou kom verander dit so bietjie die prentjie van die liefde van God wat actually hier besig was om te gebeur. Want die mense het gedink terwyl Jesus hierso gelê het op hierdie bed, op hierdie concrete bed, was hy dood soos wat ons vroeër gesê het, it was as if Christ lost, God was defeated. Maar wat net kon sien in die sienbare nie geweet het nie, wat hulle nie bewus van was nie, en die disippels ook nie, was wat hierdie scripture sê, dat Jesus was actually besig om te preek in die doderyk, en vir die spirits, die geeste wat in gevangene was, het hy vir hulle gaan preek en gesê, hier staan ek. En almal wat in die Ou Testament gelewe het voor die kruisiging, was ge-include in die kruisiging. Hoor gou hoe powerful is hierdie, 1 Petrus 3, vers 18, Christ suffered for our sins, for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. So He went and preached to the spirits in prison. Who were these spirits? Those who disobeyed God long ago when God waited patiently while Noah was building his boat. Wow. Wow. Vir ons het dit gelyk asof God brutally mensdom net van die aarde afgesweep het. En toe hulle sterf, toe is hulle besig om hulle sentence te sit. They were sentenced to prison for life, meaning they died an eternal death. Maar die kruisiging is timeless. It's not bound by time. So die kruisiging en die opstanding was vir almal. Nie net vir dies wat na die kruisiging sou leef nie, maar vir almal wat voor die kruisiging geleef het. En Jesus gaan na die inner courts van Hades toe, en hy gaan sê vir hulle, hier staan ek, hier is ek. Ek offer nou vir julle die ewige lewe. And He unlocks the keys of prison. And He says, I will set the sentence for you, and in return, I declare you free. Now be alive, live forever. Nou kyk ons na hierdie annons en ons dink, wow, dis great, maar kan ek gou vir julle sê, wanneer jy sondig en iets doen wat jy nie moes doen nie, dan was jy skuldig bevind, you were found guilty. En jy moes die
prys betaal vir die sonde wat jy gedoen het, and you were caught, and indeed the judge in the high court declared, yep, guilty of charge. En die prys is eternal death. Dit is wat jy lees in Romeine 3. In Romeine 3 vers 23, is nie op die skerm nie, dan sê Paulus, for all of us have fallen. All of us have fallen. En nou sê hy hier in Romeine 3 vers 19, obviously the law applies to those to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. Maar nou gaan jy so 'n bietjie verder en jy gaan lees in Hebreërs 9 en 10, waar die skrywer vir ons sê, but we had and we have a high priest. En hierdie hoëpriester van ons se naam is Jesus, en hy staan in hierdie court case, en hy sê vir die judge, hulle is skuldig bevind, julle is skuldig bevind, ek is skuldig bevind, maar ek is bereid om die vonnis te sit vir hulle. Gee vir my hulle straf. En ek sal gaan, en ek sal in die doderyk ingaan, dit wat ek en jy verdien het. And in return, I will declare you free, that you may live forever. En toe Jesus op die 3de dag opstaan uit hierdie uit, toe vat hy al daai dooie geeste wat gevangene was, en hy ruk hulle uit daai plek uit, en hulle gaan saam met hom in hemelse plekke in. En dis presies wat met jou gebeur wanneer jy jou hart vir Jesus gee. Is you are ripped out of prison, ripped out of eternal death. Nou begin Jesus goed sê soos, the children of God will live forever. The children of God will live forever. Why? Because you only die once. Ons sê hierso, dat hierdie is nie net die doom van Jesus nie, hierdie is nie net die begrafnis van Jesus nie. This is your doom too. This is your funeral too. Because I was included in his death and I was also included in his resurrection. Ja, dis baie hartseer wanneer jy iemand verloor aan die dood, en jy gaan hulle mis in die fisiese, maar die begrafnis wat meer tel as die fisiese begrafnis is hierdie begrafnis. Want wanneer jou hart vir die Here gee, dan sê die woord, dan sterf jy tot jouself. You die. You die to your old life. You die to your sinful self. Gone, dood. En dan wanneer ons jou doop, dan begrawe ons jou. Pretty cool. En dan sê goed, soos the children of God never die. Ek het hier al vir julle gelees, maar ek wil weer, Johannes 6, vers 47, julle kan hom vir ons opsit. Anyone who eats the bread from heaven, dis nou Jesus se liggaam, however, will never die. I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread, sê saam met my, will live forever. Johannes 11 praat, hierso met Martha. Sy treur want Lazarus is dood. Hy sê vir, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live forever. And I'm saying they will live even after dying. That life carries on when the body falls into the ground. As gevolg van die opstanding, het die dood niks op jou nie. Dan sê hy, anyone who lives in me and believes in me will never, ever die. Death, where is your sting? Death has got nothing on me. En Stefanus het hierdie baie goed verstaan. Want Stefanus het begin 'n preek toe die Heilige Gees uitgestort was, en Stephen in die Engels het first hand die krag van die resurrection beleef. He was empowered by the Holy Spirit.
The same spirit that raised Jesus from the dead now lived in Stephen. En Stephen gaan en hy veroorsaak 'n rep en roer en amok in die kamp van die vyand. En mense kom tot bekering, 'n jong 19-jarige ou preek laat dit wit sit. Die vuur spat en die mense kom tot bekering en die demone vlug en die Romeine en die Fariseërs vat weer eens offense. Because they feel inadequate. 'n 19-jarige seentjie wat ons kom outperform. En hulle sê he's breaking the law, so toe sê hulle onder hulle self, kom ons stenig die ou en hulle drag hom uit die stad uit. Hoor hierso. Act 7. They rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. His accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. And as they stoned him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Klink hierdie vir jou bekend? What counts for Jesus counts for me. Hulle kon nie Jesus doodmaak nie, en daarom kon hulle nie vir Stephen doodmaak nie, en hy gee sy gees oor aan God. En sê vir hierdie mense, julle gaan my nou stenig. Julle kan 'n klip teen my kop gooi, maar julle kan nie die lewende God uit my uithaal nie. I died already, ek is al klaar dood. I already had the funeral. Kom, gooi. He fell to his knees, shouting, Lord, don't charge them with this sin. Klink dit vir jou weer bekend? Jesus utter hierdie woorde op die kruis, Father, forgive them, for they know not what they do. Had they known, they wouldn't have done it. What happened to Jesus happened to me. What counts for him counts for me. Dis hoekom ons hierdie volgende paar weke gaan praat oor I was divinely included into everything Jesus did. Because he lives forever, I also live forever. Romeine 6 confirm wat ek nou net gesê het oor die doop. Hoor hierso. Vers 3. Or have you forgotten, sê Paulus, that when we were joined with Christ in baptism, we joined him in his death. Verse 4, for we died and were buried with Christ by baptism. Jy was begrawe saam met Jesus. En die doop is die begrafnis. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live eternal lives. Jy kan nie weer doodgaan nie. Amen. Dis hoekom Paulus sê, ons treur nie soos die sonder hoop nie. Because we know they're not dead. As jy 'n familielid, vriend, vriendin, ma of pa, broer of suster verloor aan die dood en jy weet hulle het Jesus aanbid, dan sê ek vanaand vir jou, die woord sê, they are still alive because he is still alive. Amen. Kan ons vir die Here net 'n handeklap gee en vir hom sê dankie vir dit? Nou kom vra mense ons goed soos Pierre, ek was gedoop 'n paar jaar terug, moet ek weer gedoop word? Ek sê nee, jy kan nie. Jy sterf een keer. Nee, maar ou, jy verstaan nie, jy weet, maar ek het vir 'n girl gekyk wat ek nie moes nie en nou moet ek weer gedoop word want ek het vuil gedagtes gehad, maar ek moet dit afwas in die doopbad. Dis nie hoe dit werk nie. Die opstanding van Jesus, die kruisiging is nie so cheap nie. Een klein sonnetjie van jou override nie die krag van hierdie nie. Amen. Jesus kom nie elke keer aarde toe wanneer jy sonde gedoen het en dan sterf hy vir daai sonde. En dan gaan hy op en dan môre dan sondig hy weer en dan kom hy weer af aarde toe en dan sterf hy weer vir dit nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hy het op een slag, op een slag vir al jou sondes betaal. Paid for all of it. Hoor Hebreërs hoofstuk 9. Die band, julle kan my join.
Vers 12 sê, with his own blood, not the blood of goats and calves. Dis nie kuite nie, dis kalfies, okay? He entered not the inner courts, not the temple built and made by man. He entered the most holy place made by God himself once for all time and secured our redemption, almost says somebody, forever. Dan vers 25. And he did not enter into heaven to offer himself again and again, like the high priests here on earth, who enters the most holy place year after year with the blood of an animal. If that had been necessary, Christ would have had to die again and again. Ever since the world began, but now, once for all time, he has appeared at the end of the age to remove sin by his own death as a sacrifice. Ek het goeie nuus vir jou, dat die sonde wat jy môre gaan doen, daai prys is ook verbetaal. En hier is hoekom hierdie belangrik is. Jy kan nie die teenwoordigheid van God geniet en sonde bewus wees op dieselfde tyd nie. Jy kan nie die krag van die opstanding, die teenwoordigheid van God geniet en bewus wees van sonde op dieselfde tyd nie. Want as jy sonde bewus gaan wees, gaan jy nie voel en beleef en besef die vryheid wat hy vir jou offer nie. Ons dink Jesus kom herinner jou aan jou sonde en durf jy sondig, kom die Here en hy kom en hy haal daai lysie uit. Hoekom sal hy? As hy jou moet herinner aan jou sonde, is dit so goed, hy herinner jou aan jou ou identiteit wat klaar dood is. Daai persoon, dood. Jy was 'n sondaar, maar daai ou is dood. En nou kom jy en jy gaan in die water in en jy sterf as 'n sondaar, en as jy opstaan uit die water uit, dan staan jy op nie meer as 'n sondaar nie, jy staan op nou as 'n kind van God. En nou verander die gesprek soos die. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is 'n kind van God wat nou en dan val. Amen. Ek is 'n kind van God wat groei. Wat net nou en dan oomblikke het van swakheid. God het geen belange om jou te herinner aan iemand wat dood is nie. Sy hartsbegeerte is om jou te herinner aan jou nuwe identiteit. Sê ek, jy kan gaan sondig en gaan doen wat jy wil, glad nie. Pas op vir dit. Want jy confuse yourself, jy intoxicate jou eie gedagtes. You are corrupting your soul. En hierso is my bewys. Hebreërs 9 vers 14. Just think how much more the blood of Christ will purify our consciousness from sinful deeds. Hy vat die sondebewustheid weg. En hier is hoekom. So that we can worship the living God. It's impossible to worship Him and adore Him and be sin conscious at the same time. That sin has been paid for. It's gone, weg. Is dit nie amazing? Amen. Ek weet nie wat moet. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Ek weet nie wat doen ons. Kom ons staan saam, bid ek vir ons. Ons gaan sing en dan gaan ek vir ons bid. Gaan ons bedien. Ek wil jy met jou hande oop maak sommer vanaand. Just stretch out your hands. Maak jou hande oop.
sign that I receive this eternal life. I receive everything about the cross and the resurrection. Come on, the children of God will live forever. Die dag die jou hart vir Jesus gegee het, het jy gesterf. En jy gaan nie weer sterf nie. Jesus het die vonnis vir jou betaal. Hy het die hekke kom oopsluit en sê, wees vry. Live forever. En toe Jesus opgaan in die hemele toe vat hy jou saam. En die woord van God sê, we are now seated with Christ in heaven. In the resurrection, it was not just only to save us from sin, but He also repositioned us in the ascension. Jesus, dankie vir U bloed wat die prys betaal het. Dankie vir U bloed wat ons kom koop het. Ons kom declare het, seuns en dogters. Sê dankie daarvoor, Here. Dankie Heilige Gees dat U in hierdie plek is, dat U in ons kom woon as gevolg van U opstanding. Dankie Jesus dat U nie meer ons sondes onthou nie en U herinner ons nie meer aan ons sondes nie. U is so goed. Ek bid, Here Jesus, in hierdie volgende saam, kom preek Heilige Gees, kom wys aan ons wie ons is, kom wys aan ons hoe U ons sien en ons nuwe identiteit en ons nuwe mens, Here. Amen. Amen. Kom ons worship. Thanks, mate.